Ons skriflesing dan vanaand, Psalm 23, die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dae. Ons lees so ver vanuit die woord van die Here, die onfeilbare woord en ook hierdie baie bekende gedeelte. Maar in hierdie gedeelte praat ons vanaand eintlik oor een vers en dit is vers 4. En as teks van oordenking haal ek net die eerste gedeelte aan. Al gaan ek ook in 'n dal van dood skaduwee. En praat ons vanaand oor die tema kind van God in die dal van dood skaduwee. So vanoggend het ons gepraat oor wat ons vir die Here kan doen met die groot opdrag en dit wat die Here van ons verwag en hoe ons te werk kan gaan vir die Here deur die disippels te maak. Deur die evangelie laat uitgaan, terwyl ons gaan daar waar mense gedoop word en waar mense geleer word, maar die kern, die evangelie moet verkondig word. Dis wat ons vir die Here kan doen. Maar vanaand draai ons dit om. Ons kyk na hoe is die Here daar vir ons? En daarom bring dit ons na Psalm 23 toe. En as mense net kyk na die woorde in die vers, die dal van dood skaduwee, dan klink dit tog so donker. Dit klink na 'n hopelose plek. En daarom ook die prent of die beeld wat ons hier op het, met die donker wolke en die donker dal daar, dit lyk so na 'n hopelose plek. En as ons maar net dink aan die Engelse vertaling, ek verwys deesdae baie na die Engelse, maar the valley of the shadow of death. Dit klink so, kan daar iets positief hier uitkom? En daarom kyk ons na hierdie gedeelte. En wanneer 'n mens die woorde in die konteks van die Psalm lees, nog 'n woord wat ons lees daar baie almal, baie gebruik is konteks, waar staan die vers en wat se gedeelte staan dit, wat se verse is rondom dit, dan sien ons hierdie is eintlik nie so donker en hopelose situasie nie, maar dit is eintlik 'n vlugtende gedagte. Dis iets wat so vinnig verbygaan, asof daar nie eers 'n tweede gedagte daarin gegee word nie. So waarom sou dit so wees? Waarom sou dit wees dat so 'n donker, hopelose plek waar 'n mens jou kan bevind, so verbygaande gedagte is, dat dit nie eens lank is nie? Ons sien baie keer, soos die prent hierdie dal van doodskaduwee, is hierdie lang, donker plek, maar tog kan 'n mens so vinnig daardeur beweeg. So hierdie gedagte kom voor in die baie bekende, baie geliefde Psalm 23, 'n Psalm wat God uitbeeld as die goeie herder. 'n Herder wat voorsien vir sy volk, dit wat hulle nodig het, wat hulle lei in die lewe, wat hulle beskerm teen gevaar, wat sy volk laat fees vier met die goeie. En dan gaan dit oor in die Nuwe Testament. En 'n mens sien dat die Here Jesus neem die rol van die goeie herder aan. Johannes 10, jy kan dit beslis gaan lees. Die Here Jesus is die goeie herder. So wanneer ons Psalm 23 lees hier in die Ou Testament, en ons dink aan Johannes 10 en Hebreërs en ander gedeeltes, dan weet ons dit is op toepassing op die kind van God. Dit is van toepassing op elkeen wat hulle lewens, hulle harte al vir die Here gegee het. Elkeen wat die Here hulle goeie herder gemaak het. So daarom begin ons tema, net hier terug na hom verwys, met kind van God. Dit begin met iemand wat reeds 'n kind van die Here is. En terwyl Psalm 23 diep is en ryk is en nou eintlik so baie inligting is, gaan ons net vanaand na hierdie een vers kyk. Onthou laas jaar, dink, kan ek nie onthou, einde laas jaar se kant toe, het ons 2 hele dienste, oggenddiens en 'n aanddiens spandeer op Psalm 23 en na alles rondom die Psalm gekyk en onthou ons het daar ook begin by
hoe neem 'n mens die goeie herder aan en wat die psalm beteken. Ons het na die hele konteks daarvan gekyk, maar vanaand weer eens, ons kyk net na daai een vers. Ons kyk net na die gedagte van die dal van doodskaduwee. Die psalm begin met 'n psalm van Dawid. En die dal van doodskaduwee is iets wat Dawid, die skrywer, baie bekend mee was. Of dit was teen Goliat, die groot Filistyn, of dit was teen Saul wat hom in die lewe wou bring, of selfs sy eie seun Absalom wat hom ook uitgedryf het en hom in die lewe wou bring. Dawid het geweet hoe voel dit om in 'n moeilike situasie te wees. Hy het geweet hoe voel dit in die dal van doodskaduwee, maar die boodskap wat hy bring, terwyl hy die agtergrond het, terwyl hy weet hoe voel dit, is sy boodskap positief. Want hy weet waarna toe moet hy sy oor rig wanneer hy in die dal van doodskaduwee is. En so is hierdie woorde, die psalm, maar meer spesifiek die woorde, vanaand vir elkeen van ons, want ons het die Here Jesus as die goeie herder. Elkeen wat die Here aangeneem het, soos hy ons weer die woord sê, ons mag gegee om hom aan te neem, soos ons hom aangeneem het, en sy kinders geword het, weet ons, hy is ons goeie herder. En daarom kan ons vanaand hierdie psalm lees, ons kan weet, die Here praat ook met my. Van die begin, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, tot daar net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, praat hierdie psalm met ons, as kinders van die Here, en ons kan dit ter harte neem. Ons kan kyk, wat sê die psalm werklik vir my, en ons fokus vanaand op die vers 4, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my, want die waarheid is, ons gaan soms deur die dal van doodskaduwee, ons gaan deur moeilike tye, so ons gaan kyk na die Afrikaanse nuwe vertaling, vertaal dit hierdie vers as, selfs al gaan ek deur donker diepte, selfs al gaan ek deur moeilike tye, ek seker ons, elkeen is al deur moeilike tye, soos miskien nou daar, miskien gaan ons ook deur moeilike tye, maar wat dan, wat doen ek in hierdie dal, wat doen ek in hierdie moeilike tye, waarop hoop ons? Waarop is my fokus in die dal van doodskaduwee? En om hierdie vraag te beantwoord, gaan ons weer vanaand opnuut kyk na die bekende, die geliefde Psalm 23, maar soos ek vir u gesê het, meer spesifiek vers 4. Ek het vanoggend vir u gesê, ons doen nou eintlik vanaand dieselfde as vanoggend. Vanoggend het ons Matteus 28 vers 19 ontleed, gaan kyk, wat beteken elke gedeelte? Vanaand doen ons dit met Psalm 23 vers 4, ons gaan kyk, wat beteken die verskillende gedeeltes, die verskillende woorde, sodat wanneer ons in die dal van doodskaduwee kom, dan is dit vir ons ook net 'n vlugtige gedagte, dis iets wat verbygaan, want ons put vanuit Dawid se wysheid, en ons weet waar ons hoop lê. So ons begin vanaand, eerste gedagte, is die kind van God, of 'n kind van God, is soms in die dal van doodskaduwee. So die kern van die vers is dat dit is 'n kind van die Here. Psalm 23 vers 4, die A-gedeelte, al gaan ek, en ek het die ek daar mooi uitgelig, dat ons ook kan sien, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. So die heel eerste ding wat Dawid duidelik maak, is dat dit hy is wat in die dal van doodskaduwee is, as kind van die Here, as man van God, is die kern dat kinders van die Here hulle soms hier bevind. En ons sien dit in die lewe van Dawid, maar ons sien dit reg in die Ou Testament. Dink aan die oudste geskrewe boek in die Bybel, en u sal weet dat dit Job is. Hy was 'n kind van die Here gewees, hy het die Here gedien, maar hy gaan deur donker dieptes. Hy as 'n kind van die Here verloor alles. En sy vriende oortuig hom, jy het iets verkeerd gedoen om hier te beland, jy moes sonde gedoen het, maar tog het hy nie. Maar hy was in die dal van doodskaduwee. Ons ken die einde van Job se verhaal, waar hy uiteindelik die Here beter geken het as voordien. En dan Dawid, as ons hom as voorbeeld gebruik, die Psalm geskryf het, waar hy voor Saul moes vlug. Saul wou hom hoeveel keer om die lewe bring, het hom probeer vermoor, hy het hom probeer met 'n spies deurboor, hy het gesoek om hom dood te maak, so ver dat Dawid moes vlug en in grotte gaan wegkruip het, sodat Saul hom nie kry nie.
En dit omdat die Here hom as koning laat salf het. Nie oor iets wat hy gedoen het nie, nie omdat hy 'n slegte persoon was nie, maar omdat die Here hom as koning gesalf het. So as kind van die Here was hy in die dal van doodskade. En reg deur die woord sien ons, kinders van die Here gaan soms deur moeilike tye, hulle gaan deur donker dieptes. Tot in die Nuwe Testament, hoeveel keer moes die disippels nie vlug, of was hulle in die tronk gegooi, of was hulle verdruk, of was hulle vervolg nie, selfs in die disippels se lewens. Kinders van God is soms in die dal van doodskade. Die fout wat mense vandag maak, baie keer, veral die prosperity gospel, hierdie voortvarendheidsteologie is, as jy jou lewe vir die Here gee, en jy doen wat die Here van jou vra, sal al jou probleme weggaan. Dit sal net maanskyn en rose wees, dit sal net goed gaan met jou. En dit is baie ver van die waarheid af, en dit gebeur nie so. Sommige mense verkondig dit, maar is ver van die waarheid. Want wat het die Here Jesus geleer? Hy het gesê in Matteus 11 vers 29-30, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, my las is lig. En as ons kyk na die konteks waar hulle vandaan kom, wat dit vir hulle beteken het, is, daar was letterlik 'n juk gewees wat die osse gebruik het om sekere goed te trek. En daai juk was soos 'n houtbalk gewees, en daai houtbalk het op die skouerarea van die os gerus. En omdat mense maar soos ons ook baie keer hulle sente omdraai, sou 'n boer byvoorbeeld een juk vir 'n klomp osse gebruik het. En as daai juk nie gepas het nie, dan was dit seer gewees, dit het hulle geskaaf, het hulle geskuur, en dit kon begin bloei. Maar as 'n juk spesifiek vir 'n os gemaak is, vir hoe sy skouers lyk, en hoe groot hy is, en hoeveel gewig hy kan dra, dan was die juk vir hom sag gewees, dan was dit lig om te dra. So die Here Jesus gebruik hierdie voorbeeld, dink as ons dit moet moderniseer, sal ons sê, dit is soos 'n paar skoene. As dit te klein is, dan druk dit jou stukkend, as dit te groot is, dan kry jy blaase en dit werk nie. Maar as 'n paar skoene jou perfek pas, dan sit dit ons gemaklik. Dan kan 'n mens gemaklik daarmee loop. So sê die Here Jesus, sy juk is sag, sy las is lig. So in die oorspronklike taal beteken dit is 'n juk wat goed pas. Dis nie heeltemal weg nie, maar 'n mens kan dit dra. Die Here Jesus maak dit so, dat ons dit kan dra. Dat dit vir ons selfs lig is. So ons dink aan 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslik en die God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie. Dis as ons op hom staat maak. Dis as ons op hom vertrou, en ons oë op hom rig, dan sal ons dit kan dra. Iemand het een keer gesê, die wêreld sê, die Here sal nie toelaat dat jy iets kan dra sonder jou, wat jy nie kan, of nie, wat te swaar is nie, dan val ek oor my eie woorde. Maar, mens kan niks dra sonder die Here Jesus. En dis vir my so mooi stelling gewees, so kragtige stelling, jy kan niks dra sonder die Here Jesus. Hy maak die juk sag, hy maak die las lig. So as kinders van die Here gaan ons soms deur moeilike tye, ons beland soms in die dal van doodskade weer, maar dan het ons die belofte, ons sal dit kan doen. Die Here sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word. Hy maak ons las lig, hy maak ons juk sag, maar dan moet ons op hom vertrou. So as kinders van die Here gaan ons deur die dal van doodskade weer, maar daar's nog iets wat Dawid vir ons leer. En dis dan in ons tweede gedagte vanaand, is die kind van God hoef nie te vrees in die dal van doodskade weer nie. Vroeër toe ek gesê het, ons almal wassel hier, en dalk ons nou daar, miskien gaan ons nog daar wees, dan is dit asof daar vrees in mense hart wil opkom. Want wat as jy weet deur die dal van doodskade weer gaan, maar dan weet ons, Dawid leer vir ons hoef nie te vrees nie. Psalm 23 vers 4, die B-gedeelte, ek sal geen onheil vrees. So 'n klein gedeelte van die vers. 6 woorde van 28 woorde wat die hele Psalm 23 so uitbestaan. Net 4% van die hele gedeelte. Nou hoekom sê ek dit vir u? Want hierdie kort sin, hierdie 6 woordjies wat Dawid in hierdie Psalm skryf, kan 'n mens reg deur die lewe van Dawid sien. Hy het psalms en psalms en psalms daaroor geskryf. Wanneer Dawid in die dal van doodskade weer was, het hy nie gevrees.
Ons kan dit duidelik sien. Die verhaal van Dawid en Goliat, toe al die Israeliete vlug en hulle is bang en hulle kruip weg, toe wil Dawid weet, maar hoekom is almal so bang? En toe Saul vir Dawid laat haal, lees ons die volgende, 1 Samuel 17 vers 32. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. So 'n hele leerman. Al daai manne is so bang, hulle kruip weg en Dawid. Jong seun, is glad nie bang nie. En ons sal later kom by hoekom hy nie gevrees het, maar hy was nie bang nie. Dieselfde, toe Saul hom wil doodmaak. Hy vlug, hy kruip weg. Saul wil hom om die lewe bring. Maar hy is nie bang nie. Ons lees in Psalm 57 vers 8. My hart is gerus, o God, my hart is gerus. Ek wil sing en psalms sing. En hy skryf dit, terwyl hy wegkruip vir Saul, skryf hy my hart is gerus. Dink ek het al 'n boodskap oor daai Psalm ook gehoor. Maar so duidelik, Dawid het nie gevrees nie. Al was hy in die dal van doodskade, wie hy het nie gevrees nie. So wanneer ons in die dal van doodskade weer vind, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons in daai donker dieptes gaan, ons hoef nie te vrees. Ons lees in die woord, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Ons hoef nie te vrees. En as ons weer gaan kyk na wat ons meester geleer het, en wanneer dit by vrees kom, dink ons aan die storm op die see, daar in Matteus 8. Terwyl die Here saam met die disippels op die skei was, daar op die see gevaar het, was daar skielik 'n groot storm gewees. En die disippels raak bang, en ek het nou weer in hierdie week gedink, ek weet nie of jy gesien het nou weer skei gesing, hier naby Elandsbaai, die Loumi hier van ons hawe. En dan dink mens net, wat 'n vrees moes daai manne nie gehad het, toe daai skei begin sink en die golwe kom oor en hy is besig om die see te gaan nie. Hoe moet 'n mens nie voel nie? En die disippels het daai vrees gehad, hulle roep, hulle sê, Here, red ons vergaan. En die Here antwoord hulle, hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Kinders van die Here hoef nie te vrees in moeilike omstandighede. Ek het so rukkie terug iewers gelees, die Engelse woorde, do not fear, of do not be afraid, kom 365 keer voor in die Bybel. 365 keer, interessant, presies hoeveel dae daar in die jaar is. Mense hoef nie te vrees nie. Een keer vir elke dag van die jaar. Kinders van die Here hoef nie te vrees nie. Al gaan ons deur die dal van doodskade weer, ons hoef nie bang te wees. Hoekom nie? En so kom ons by ons laaste gedagte. Die rede hoekom ons nie hoef te vrees nie. En dit is die kind van God is nie alleen in die dal van doodskade nie. Psalm 23 vers 4, die seëgedeelte, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. So hierdie is die hoogtepunt, die kruks van die vers. Die rede hoekom Dawid hierdie vers kon skryf, die rede hoekom die dal van doodskade weer nie 'n diep donker plek is nie, maar dit 'n vlugtende gedagte is. Die rede hoekom dit ons dit as positief kan insien is, die kind van die Here is nooit alleen. Die Here is met hom. Ons lees Deuteronomium 31 vers 8, en dit is die Here wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of jou nie verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie, en dis 'n wonderlike gedagte. Die Here is met jou. Dis hoekom Dawid nie gevrees het nie, toe die reus Goliat al die slagordes van die Here uitdaag en is bang en hulle kruip weg, toe Dawid nie gevrees nie. Ons lees in 1 Samuel 17 vers 37. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het, uit die klou van die leeu, uit die klou van die beer, hy sal my red, uit die hand van die Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan, en mag die Here met jou wees. Dawid sê, hy maak staat op die Here wat met hom was. En ek dink die Saul het besef, die krag van die woorde wat hy gesê het, mag die Here met jou wees. En Dawid het Goliat wonderbaarlik versoen. Want die Here was met hom. Die Here is met 'n mens in die dal van doodskade. En ons kan ook nie die laaste gedeelte van die vers miskyk nie. Die stok en die staf, die vertroos my. As 'n mens dink aan 'n stok en 'n staf van 'n herder,
is dit gesien as instrumente om die kudde te lei, hulle te beskerm. Ek dink ons het al daaroor gepraat, bietjie meer in diepte, maar daardie stok en die staf was vir die kudde gerusstellend gewees. En daarom skryf Dawid, die stok en die staf vertroos my. Want Dawid weet die Here se leiding en die beskerming wat hy gee, sal hom help deur die dal van doodskap. Want hy is waarlik met sy kinders. So die rede hoekom ons nie hoef te vrees nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons deur donker dieptes gaan, wanneer 'n situasie hopeloos lyk, ons hoef nie te vrees nie. Die Here is met ons. En hy sal ons nooit verlaat. En hy sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word. So wanneer ons in die dal van doodskade weer kom, soos Dawid kan ons uitroep, Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan nog 'n vers, ons maak ons staat op verse, ek sê vanoggend vir die kinders van die kinderbediening, toe ek die vasvra doen, toe sê ek vir Dawid het gesê, ek bære u woord in my hart, dat ek teen u nie kan sondig nie. So hierdie verse, ons bære dit in ons hart, soos Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dis hoekom Dawid en soveel ander deur die dal van doodskade weer kon gaan, nie gevrees het. Hulle het staat gemaak op die Here, hulle oë was op die Here gefestig, want hulle het geweet die Here is met hulle. Daarom sê die Here Jesus vir die disippels op die skei, waarom is julle bang, klein gelowiges? Hy is met hulle, op die skei was hy met hulle. So wat die Here vanaand vir ons wil leer deur hierdie vers, is hy is altyd by ons. Ons hoef nie te vrees nie, al gaan ons deur die dal van doodskade weer, al kom ek by die poorte van die dal van doodskade weer, en ek sien wat voor my lê, hy is met my. Die laaste deel van die vers, die stok en die staf, die vertroos. Die Here sal my lei, hy sal my beskerm, hy is daar saam met my, hy stel my gerus deur sy woord. Daarom kan ons vanaand vir die goeie herder dankie sê dat hy met ons is. En besef wat 'n groot voorreg dit werklik is, en wat 'n krag ons het, saam met die Here wat met ons is. So daarmee sluit ek af. Ons het kortliks gekyk na Psalm 23 vers 4. Ons het daar gesien, kinders van die Here gaan soms, deur moeilike tye gaan, deur die dal van doodskade weer, maar as kinders van die Here hoef ons nie te vrees. Die rede daarvoor, hy is met ons. Hy sal ons nooit begewe, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sal eerder ons beskerm en leid. So ons was almal al sekerlik in die dal van doodskade weer. Miskien is hy nou daar, miskien kom dit nog. Maar dit kan ook net 'n verbygaande ervaring wees. Wanneer ons in moeilike tye kom, wanneer daar donker dieptes is, die Here is met ons. Hy is met u. Hy stap saam met u. Hou net vas aan hom. Hou u oë op die Here, moenie wegdraai van die Here af nie, want dis die fout wat baie mense maak. Wanneer hulle in moeilike tye kom, dan draai hulle weg van die Here. En dan raak daai moeilike tye net moeiliker, donkerder en donkerder. Hou vas aan hom, vertrou op hom, hy sal die uitkoms gee. Hy sal die leiding en die beskerming gee. So vertrou op die goeie Here. Amen. Ons buig die hoofde, dan moet ons dit saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir u dankie vir die belofte wat u vir ons gee. Here, u is met ons. U sal ons nooit begewe, u sal ons nooit verlaat. En as ons dink aan daai eerste woorde in Psalm 23, die Here is my herder. Here, hoe wonderlik om u as ons herder te hê, hoe wonderlik om te weet, u is altyd met ons. Selfs al gaan ons deur moeilike tye, Here, ons is nooit alleen. En ons kan net vir u daarvoor om dankie sê. Wees met ons, Here, en herinner ons hieraan, help dat ons soos Dawid hierdie woord in ons hart bære, dat wanneer daar moeilike tye kom, ons weet, ons moet net ons oë op u gerig. Ons goeie herder is met ons. U sal ons lei, u sal ons beskerm, u sal ons leer. En dan voor ons oë uitwees, die dal van doodskade weer agter ons. Ons sê vir u dankie. Ons vertrou u ook vir die res van hierdie aand, waar ons elkeen in ons eie rigtings gaan, ons eie huise toe. Ons vertrou u vir hierdie week, daar waar ons beweeg, dit wat ons doen, dat u met ons sal wees, Here, dat ons lewens weer eens 'n lig vir u sal laat skyn. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus aan.
Amen.